Vrede familie, ons sê net baie dankie vir die Here vir hierdie wonderlike Sondag, wat hy ons weer eens bewys het dat hy is God. Hy het ons wakker gemaak, laat opstaan, en het ons ook genade geskenk om hom te dien, op hierdie wonderlike Sondag, in Jesus naam. Verskoon my. Ek wil vandag met u praat. Ek het vanoggend 'n video gemaak oor die vroue, en ek het gepraat oor die vrou wat die een penning verloor het, en nou praat ek met die manne, prys God se naam. Halleluja, hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar, teenoor hulle self, in Jesus naam. Nou ons lees uit die boek van Lukas, hoofstuk 15. En al die tollenaars en sonders het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gememoreer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een wat verlore is, totdat hy dit kry nie. Prys die naam van die Here. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Dierbares, hier het ons te doen met Jesus wat op die aarde was, en die woord is baie duidelik, hy sê dat die sondars, halleluja, en die tollenaars en die sondars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Dit is wanneer jy, halleluja, in Christus lewe, dit is wanneer jy die Heilige Gees het en die vrug van die Gees dra, dan sal mense altyd rondom jou, halleluja, kom vergader om wil na jou te luister. Hier word gepraat van die gewoonte gehad, so telkens wanneer Jesus in daardie omgewing of dorp gekom het die sondars en die tollenaars gekom om na hom te luister. Nou net so moet ons ook daardie evangeliese magneet binne in ons het, om mense te trek wat bekering nodig het. Mense wat verlore is, hulle moet daardie magneet binne in ons, moet hulle trek, hulle moet daardie geur van Christus in ons kry, hulle moet Christus in ons kan sien, hulle moet Christus hoor wanneer ons praat, prys die naam van die Here, en sodoende dat hulle kan bekeer in die naam van Jesus, halleluja. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis, kom ons lees eers vers 2, en die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gememoreer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle, halleluja, prys die naam van die Here. Ons het die opdrag gekry, gaan heen, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, halleluja, halleluja, en maak disippels. So ons is afgesonder, ons is geordyn om die evangelie, 'n krag van God, tot redding vir hulle wat glo, te verkondig aan die ganse mensdom. So sondars en, halleluja, sondars en die tollenaars, hulle is ons werkstasies. Ons moet met hulle vergader, hulle moet na ons kom luister, want sonder die prediking van die woord sal hulle nie die waarheid kan hoor nie. Deur die prediking van die woord kom die gehoor, en deur die gehoor kom die geloof. As jy wil bekeer, is die woord daar, sodat die Heilige Gees jou kan oortuig, prys God se naam. So as die sonders en die tollenaars nie na ons luister nie, dan mis ons die merk. Halleluja. So manne, luister na my. Jy is deur die Here geordyn om rond te gaan, hou op om in kerke vir gelowiges te preek. Hou op om te vergader in huise, rondom tafels, en heel dag te sit en preek van hoe die Here jou geseën het. Daar is siele daar buite, God se hart klop. Die wil van God is dat geen een van hulle verlore moet gaan nie.
maar dat almal gered moet word. Daarom moet ons nie daardie soort houding inneem, dat ons wil vir mekaar preek, en teenoor mekaar wil sit en breek hoeveel geloof ons het nie. Maar ons moet so verskyn, en soveel krag binne in ons het, dat die tollenaars en die sondaars na ons toe kom. Prys die naam van die Here. Halleluja. En die fariseërs, hulle het gememoreer. Daar sal altyd mense wees wat gaan ontevrede wees, omdat u die wil van die Here doen. Niemand wil die wil van die Here doen, hulle is traag om dit te doen. Daarom sal ek altyd sê, die oes is ryp, maar die arbeiders is lui. Hulle wil nie, hulle is nie maar nie, hulle is lui. Nou, u moet daardie ywer hê, en daardie kennis om uit te gaan, sodat die sondaars en die tollenaars belangstel aan dit wat u sê. Dat wat u sê moet vir hulle lewe kan wees. Dat wat u sê moet hulle kan in hulle hart tref, sodat die Heilige Gees hulle kan, halleluja, trek tot die Here. En Jesus vertel hulle hierdie gelykenis, watter man onder julle wat 100 skape het, een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een wat verlore is, tot hy dit kry nie. Dit is die ywer wat ons moet hê. Ons moet agter hulle aangaan. Hulle was almal van God, maar in die tuin van Eden het hulle afvallig geword. Halleluja. So het almal in sonde gebore. En die plan van herstel van God is in plek. Deur die evangelie van verlossing, die evangelie van redding, die evangelie van die koninkryk, die evangelie van Jesus Christus. En ons, aan Paulus sê in Thessalonisense, en hierdie evangelie is aan ons toevertrou. Ons is waardig geag, en die evangelie is aan ons toevertrou. Om nie te verkondig soos die mense oorstreel nie, maar te verkondig soos dit God behaag in Jesus naam. Daarom moet ons met alle ywer uitgaan, om daardie een wat verlore is te gaan soek. Hulle is biljoene daar buite, wat ingebring moet word. Halleluja. En net deur die prediking van die woord, kan hulle inkom. Maar hierdie 99 wat binne in die kerk is, halleluja, hulle is veilig. Hulle het 'n pastoor en ouderling en diaken en 'n leraar wat hulle kan voed. Maar die evangelis, apostel, profeet, julle is die manne wat moet daar buite wees. En so moet julle ander ook weer, halleluja, reg kry, toerus opvoed, onderrig en toerus, sodat hulle ook weer kan gaan, om daar die een te gaan soek, sodat die koninkryk van die Here gevul kan word. Halleluja. En na hy dit gekry het, sit hy dit op sy, met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, hy sit dit met blydskap op sy skouers. Vandaar die verlore skap, toe hy daar eensaam in die koue nagte lê, en die geluide hoor van al die roofdiere rondom, het hy lê bewe en diep binne in sy hart, het hy toch daar die verlange gehad, kan ek nie net die reuk kry van my verlosser nie? Kan ek toch net die 'n geluid hoor, wat my sal herinner dat jou verlosser is op pad? En as ons hom gaan soek, dan sal hy bewus word daar in daardie moeras waar hy lê, of daardie oerwoud wat hy lê, met alles wat hom kan verskeer en vernietig. Raak hy bewus van die atmosfeer gee nou 'n reuk af, wat hom herinner daaraan, jou verlossing is op pad. Jou hulp is op pad, jou hulp is naby jou. En daarom begin hy sy ore te spits, en al sy sintuie beginne te werk, almal. Hy is so, halleluja, gevul met blydskap, dat hy wil opspring en na jou toe hardloop.
maar instinktief hou hy hom net daar op een plek, want die is vreesbevange. Halleluja. Dit is jy, man. Dit is jy, vrou. Ek het dit vanoggend vir die vroue gepreek. Laat jou lig skyn, sodat hulle jou goeie werke kan sien, en laat hulle kan God daardeur verheerlik. Nou jy man, jy moet die moeite doen om daardie verlore skaap te gaan kry. Hou op om 'n TikTok prediker te wees. Hou op. Halleluja, om 'n Facebook prediker te wees. Halleluja. Hou op vir pastore kwaad wees, omdat hulle nie wil hulle pulpit aan jou afgee nie. My pulpit is enige plek. Ek het elke maandag aand, dan het ek openligdiens daar in Roodepan. Halleluja. En die Here werk magtig daar. Ek soek hulle, want ek die opdrag het ek gekry, gaan heen. Gaan heen kan beteken oor die straat, kan beteken af met die straat, kan beteken die volgende huis, kan beteken, jy moet net heen gaan. Halleluja. En as jy daar die skaap kry, dan sit jy dit op jou skouers, met blydskap op jou skouers. Want ek het hom gevind. Skaap is bly, jy is bly. Hy is gevind. Jy is bly omdat jy dit gevind het. Jy is meer bekommerd oor materiële dinge as wat jy bekommerd is oor 'n siel. Die ewige lewe is vir siele. Ewige lewe is nie vir materiële dinge nie, met blydskap. Sit jy hom op jou skouers. En as jy by die huis gekom het, roep jy, hy sê vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly. Want ek het my skaap gekry wat verlore was. Hierdie ding is nie onder die kombers nie. Dit is nie 'n geheim nie. Hierdie ding word openbaar gemaak. Hierdie ding word aan die wêreld vertel. Dat hy was verlore, maar ek het deur die genade van die Here het ek die woord van die Here met wysheid, het ek die woord van hulle, die Here aangewend, en ek het hom gekry. Wees saam met my bly. Halleluja. Kom, laat ons fees vier. Jo, Jesus. Laat ons fees vier. Laat ons gesellig wees, want ek het hom gekry. En ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sonder wat hom bekeer. Meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het. Bekering is so noodsaaklik. Bekering is die enigste voertuig wat jou ware bekering, enigste voertuig wat jou kan in die koninkryk van God kan bring. Die enigste voertuig ware bekering wat die ewige lewe vir jou kan gee. Daar's geen ander manier wat jy dit kan kry. Daarom sê die woord dat daar is blydskap in die hemel. Voor die engele sluit aan by hierdie, hy is gevind. Die engele sluit aan by, hy het hom bekeer van sy verkeerde weë. Die blydskap affekteer die hemelwesens van jou bekering, jou ware bekering. Jy het jou gegee om die hemel te affekteer in Jesus naam. Halleluja. So bekering, halleluja, het die mag en die krag om die hemel te affekteer in Jesus naam. Nie regverdig is nie. Halleluja. Want dit is hoe God se hart klop oor mense. Daarom, ek is erg om die waarde van 'n mens aan hulle bekend te maak. Ek is erg om vir mense te vertel dat jy is die belangrikste element in die skepping van God. Halleluja. Dat jy is geskep in die karakter van God en in die gelykenis van sy seun Jesus Christus, die geskenk van sy seun. Jy het dit verloor, maar dit is nie van jou af weggevat nie. Jy het dit in jou hande uit laat val, maar jy is nie gestroop van dit nie. Daarom met ware bekering, maak dat jy herstel word in daardie beeld van God en die gelykenis van Jesus Christus. Jou waarde is onskatbaar. Jou waarde kan in geen monetaire waarde kan dit waargeneem word. Want toe jy, halleluja, jy mensekind,
het gemaak dat hierdie aarde lewe. Die klei wat God gebruik het